Here, dis die gebed van ons harte. Dis hopelik die gebed van ons lewens, die diepste versigtinge van ons hart, Here, dat ons wil sê, Here, dat U met ons sal doen wat U wil doen, Here, want wat ons wil doen en wat ons met die lewe doen en wat mense met die aarde doen en wat mense met mekaar doen, is daar genoeg bewyse, Here, dat ons nie op mekaar en op onsself regtig kan vertrou nie, want ons as mense is feilbaar. Here, mag ons hoop, mag ons vertroue in U stel, mag ons diepste begeerte en hoop wees, om gelei te word deur U, Here, elke oomblik van elke dag. Here, want dit is die enigste manier, as ons lewe saam met U doen, wat ons werklik, Here, lewens sal leef, wat nie net U eer nie, maar die wêreld 'n beter plek maak, en ons beter mense maak. Here, kom ontmoet ons in hierdie oomblik, praat met ons soos net U kan, Here. Dit bid ons, Here, in U naam. Amen. Baie dankie. Ek sien al die aircons is af. By show of hands, wie wil 'n aircon aan hê? Okay, Skattie, sal julle net 'n plan sien asseblief. Baie dankie. Baie dankie. Right. Okay, dit was nie ek nie. Ek het nie geknyp nie, beloof. Right. Weer eens môre baie welkom aan almal wat via die video aansluit. 'n Voorreg. Ek het in die week vasgeloop en mense wat van Dynamis af Hoedspruit toe getrek het en hulle het gesê hulle kyk soms Sondae-aande, het hulle 'n paar vriende begin by mekaar trek en hulle kyk op party Sondae-aande ons dienste. Ek hoor op Potties klink dit vir my begin dieselfde gebeur. So shout out aan Potties en Hoedspruit en geniet dit en hoop julle kyk vanaand. Ons is tans besig met 'n reeks boodskappe oor die Heilige Gees, want Paasfees is verby, die opstanding Sondag is verby, ons het al daai goed gevier van Jesus wat gesterf het aan 'n kruis. Ons het gepraat oor die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood uit, toe het Jesus op die aarde nog rondgeloop en verskyn aan 'n klomp mense vir nog 40 dae, en toe sy op hemel toe, en dit vier ons die week wat kom, en dan op Pinkster Sondag, wat ons vier oor 2 Sondae, dan vier ons dat God sy Gees uitgestort het. En as gevolg daarvan ons gedink, miskien is dit goed dat met die oploop tot daai Pinkster Sondag, dat ons bietjie praat oor die Heilige Gees, en ons het laasweek gesê, dis 'n topik wat baie, veral in jou tradisionele Afrikaanse kerke, wat my agtergrond is persoonlik, bietjie onderdruk is, want baie keer is die kerk en mense so bietjie skrikkerig vir die Heilige Gees, en dis totaal absoluut nie nodig nie, want ons het die Heilige Gees nodig, en ons het laas Sondag dit ontdek, dat die Heilige Gees daar was van die begin van die skepping af. Dat dit God se plan was dat die Heilige Gees deel is van ons lewe, van ons persoonlike skepping tot ons dood. En ons het gepraat oor die feit dat jy die Heilige Gees kry, almal van ons, wanneer ons lewe vir die Here gee. Dan sit hy sy Gees in ons, en ons begin al meer toelaat dat die Heilige Gees beheer neem oor ons. So vanoggend praat ons oor of jou lewe kragteloos is, en of hy Gees vervul is. En ons is weer terug by hierdie ding van sien mense in die wêreld daar buite, want dis die groot vraag agter hierdie reeks, is as ek en jy as gelowiges gelei word deur die Heilige Gees, sien die mense daar buite dat Christene anders is as mense wat nie Christene is. Sien mense dit? So, hierdie woorde vind ons in Handelinge 1 vers 4 en 5. Nou, Lukas skryf die evangelie van Lukas, hy vertel alles oor Jesus se geboorte, sy dood, die hele storie, en dan die tweede helfte van Lukas se boek is Handelinge, wat beskryf word as die geboorte van die kerk, en die vroeë storie van die kerk. So in Handelinge kry ons hierdie vertelling, en Lukas skryf hierdie woorde, hy sê, 'n keer toe hulle saam was, dis Jesus sy disippels, die wat naast aan hom geleef het, het hy aan hulle die opdrag gegee, moenie Jerusalem verlaat, voor julle nie van die Vader ontvang, wat hy beloof het. Ja, daar is soveel tekste in die Bybel wat my laat dink aan hierdie, dis die hele storie rondom Bethel, en die ou wat die leer gesien het, en die een wat saam met Jesus by die rivier beklei het, en gesê het, Here, ek gaan nie dat U my los, voor ek nie U teenwoordigheid het nie, en in Exodus is daar 'n gebeurtenis tussen God en Moses, en Moses sê vir die Here, maar ek gaan nie van hier af weggaan, as U teenwoordigheid nie saam met my en saam met U volk gaan nie.
En dis wat die Here besef het. Hy in die Ou Testament het hy gekom en hy het gesê, maar Jesus sinagoge, of eers ekskuus, hier is die tabernakel wat saam met hulle trek, en dan elke keer as dit die kamp opslaan, dan kom die wolk so oor die tabernakel, en almal weet dis waar God is, en die priester kan daar gaan aanbid, en toe hulle begin dorpies maak in die beloofde land, toe sit hulle sinagoges op, en God sê, maar ek is daar betrokke ek is daar by die sinagoge, as jy my wil sien, dan gaan jy sinagoge toe, en toe kom die Here agter, maar dis nog steeds moeilik, en een keer 'n jaar het die Israeliete of Jode het hulle opgegaan Jerusalem toe, om te gaan offer by die tempel, die hooftempel in Jerusalem, wat tans die grootste dispuut is in die geskiedenis van die wêreld, oor aan wie behoort die tempel, of die plek waar die tempel is, dis die moslems en die Jode beklei hulle al vir verskriklik lank, oor aan wie behoort die tempel, maar obviously, God het dit gebou, so dit behoort nie aan die moslems nie, maar in elk geval, dis maar net geskiedenis. So, toe kom God agter, maar kom ek maak myself, ek wat God is, in plaas van dat ek myself vasmaak aan 'n gebou, kom ek maak myself sienbaar en hoorbaar en voelbaar. En hy stuur sy seun Jesus Christus as iets wat ons as mense aan kon vat en kon sê, maar God word mens en ek kan hom sien en ek kan sien in Jesus se optrede, hoe lyk dit, hoe lyk God en hoe lyk God se liefde, en ek kan sien in Jesus se dood die ultimate bewys van God se liefde. Maar toe sê God, maar dis nog steeds nie genoeg nie, want Jesus was mens en God, maar omdat hy mens was, kon hy net een plek op 'n slag gewees het, en toe sê hy, okay, kom ek vat my seun terug hemel toe, en ek gee vir julle die Heilige Gees, en dit het ons laasweek gelees, kom ek gee vir julle die Heilige Gees, sodat ek, jou Here, jou God, altyd by jou kan wees. So Jesus is nog steeds hier aan die woord, en hy sê, moenie weggaan van Jerusalem af nie, voor julle hierdie geskenk ontvang het, en julle onthou mos, ek het julle vroeër daarvan vertel, Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Die vervulling van die Heilige Gees, 'n event. Dis huge, dis supposed to be om alles te verander oor wie ons is en wat ons is en hoe ons leef. Hy gaan aan in Handelinge 1 vers 8, dan sê hy, wat gebeur wanneer die Heilige Gees oor jou kom? Hy sê, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sal jy krag ontvang, en oral mense eerstehands van my vertel. Met ander woorde, jy gaan nie jou geld gee sodat die dominee dit doen nie, jy gaan nie jou geld gee vir operasie mobilisasie, of Jericho mure, of een of ander saak, sodat iemand anders dit in Pakistan, of in Teheran, of in Indië, of in Turkye kan gaan doen, dit is nie moslems nie, dat jy sal eerstehands vertel, jy en ek. En dan sê hy vir die disciples, obviously, want waar was hulle? In Jerusalem. Hy sê in Jerusalem, in Judea, in Samaria, en tot aan die eindhoeke van die aarde. As Jesus hier was vandag, het hy gesê, in Tsanin, deur die hele Limpopo, in die hele Suid-Afrika, en dan tot die uithoeke van die aarde. So die vraag wat Jesus vir my en vir jou sou vra, is as jy jouself kind van God noem, en jy het die Heilige Gees, en jy is gehoorsaam aan hierdie opdrag, want jy het die Heilige Gees en sy krag is in jou, weet die mense by jou werk ten minste dit. Want dit moet soos 'n kringetjie wees. Ekskuus, kom ons maak die kringetjie nog kleiner. Weet jou hond dit? Weet jou kinders dit? Weet jou huis dit? Weet jou skool dit? Weet die mense by die werk dit? Weet die mense op jou plaas dit? Weet die mense in jou besigheid dit? Maar sien, daai kringetjie moet uit en uit en uit en uit. Maar dit begin by my en by jou. Wanneer ek en jy ons lewe vir die Here gee, ek weet nie van hoe dit vir jou was nie, maar toe ek my lewe vir die Here gegee het, dit was standaard 7, deesdae praat hulle van graad 9, toe ek my lewe vir die Here gegee het, ja, toe was ek het gebid vir enigiemand, en ek het almal vertel daarvan, en ek het my Bybel gelees, en ek kon nie genoeg kry nie, ek het Bybel gelees soos my sweets eet, en dit was my verskriklik lekker, dit is asof elke woord in die Bybel met my gepraat het, en ek was so besiel en begeester, en toe ek jonk en in die hoërskool, en toe het ek God se Gees so bietjie een kant toe geskuif in my lewe, en toe was ek eers jonk, en toe kom die Here, en hy sit mense in my lewe, jong mense wat saam met my die Here aanbid het by die skool, en toe het ek so bietjie my toue reg getrek, en toe ultimately, toe kom die Here en hy gee vir my 'n vrou, wat voor sy omtrent my naam gevra het, sy vir my gesê, kom ons bid saam. Sy het daarom eers my naam gevra. Maar dit is so amazing om te besef, maar jy het die Heilige Gees in jou, en ons is supposed to be om
te wees soos, onthou julle, wat het gummy bears? Onthou julle gummy bears? Wie onthou gummy bears? As jy onthou, dan is jy oud, nee? Nou, gummy bears, het was saam met Niels Holgersson en Liewe Heksie en Knersis en so op die TV. Nou, as jy nie een van daai goed weet nie, as jy stok uit. Nee, as jy nie een van daai goed weet nie, as jy of stok uit want jy het vergeet, of jy is super jonk en jy het nie 'n lewe nie, want al wat jy ken is, wat sê die games wat julle speel? Wat sê games wat julle speel? Daai ding, Fortnite. Of is dit ook ou nuus? Sorry, dis ook al ou nuus, dis soos Facebook, ou nuus. In elk geval, nee, nou in gummy bears, dis soos Popeye, net stel 'n storie. Ken julle dan Popeye? Ken almal Popeye? Gummy bears is nie 'n goeie voorbeeld, maar gummy bears het gummy berry juice gehad. Dan drink hulle gummy berry juice, dan spring hulle oral rond. En He-Man het 'n swaard gehad. En dan trek hy hom so nie uit sy rug uit nie, uit 'n sak uit sy rug uit. Nee, en dan sê hy, by the power of something, ek sal sê by the power of the Holy Spirit, maar hy het nie dit gesê nie, en dan het hy skielik baie sterk gewees. En Thundercats, kan ek nie onthou wat hulle gehad, kerels, dit vat my terug. Ons is terug by Popeye, spinasie. Watter kind het geglo daai het gewerk? My ma het my nie oortuig met 'n blik spinasie, want Popeye eet dit nie. Daai kaart het nie gevlieg nie. Ek eet spinasie as daar room by is. 2/3 room, 1/3 spinasie. Maar in elk geval, Popeye eet daai spinasie en dan slaat hy daai man met die tattoos een kant toe en dan daai tannetjie was maar gewees. Olive oil. Sal jy 'n girl date wat sy naam Olive Oil is? Miskien Eva Oil, Edria? Eva Oil, nie Olive Oil. Helgard sal 'n girl date wat sy naam Holy Oil is. Lukas kom in Handelinge 1 vers 8 en hy haal Jesus aan wat hierdie woorde gespreek het en gesê het, maar wanneer die Heilige Gees oor my kom, dan moet dit wees soos wanneer Popeye sy spinasie eet, of wanneer die gummy bears hulle juice drink, of wanneer jou ma vir jou ouma en oupa vir jou te veel suiker gee en jou pa en ma irriteer, want hulle wil 'n Sondagmiddagslaapie vang en jy's op 'n sugar high. Nee, dit moet so wees. Nou as jy die teks verder lees, dan gaan dit oor, en wanneer my Gees oor jou kom, sal jong mense van my praat, en kinders sal vir my praat, en julle sal drome kry, julle sal gesigte sien, en jy gaan hierdie totale belewenis hê van God se teenwoordigheid, en God se krag deur jou lewe, en dit het niks te doen met ouderdom, of ras, of geslag nie. God se Gees gaan kom oor al sy kinders, en elke een van ons sal anders wees en anders leef. Maar wat doen die krag van die Heilige Gees? Wat is daai krag? Wat doen dit? Nou, die woord vir krag is waar dynamis sy naam vandaan kry. Partykeer vra mense waar dynamis vandaan kom, en as jy, daar's op die agter op die blou stoel is daar iets wat sê alles oor dynamis of meer oor dynamis, dan vat jy daai QR kode, dan sê dit vir jou hoe het ons storie ontstaan en waar kom ons vandaan, maar dynamis is die Griekse woord vir krag. Dis daai woord wat jy kry wanneer God sê ek is hulle vind Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Daai woord is dynamis. In Afrikaans gebruik ons die woord dynamiet en dynamo en dynamies. En dis hoekom ons naam gekies het, want in Afrikaans is daar al hierdie woorde wat so mooi daarby pas, om jou idee te gee van waaroor dit gaan. Maar dit gaan eintlik oor 'n krag, 'n wonderwerkende krag, 'n bonatuurlike krag wat van God afkom, wat in my is en in jou is, en maak dat ons die heeltyd saam met God beweeg, nooit staties is nie, altyd verbeter, altyd meer word, altyd beter word, altyd meer soos Jesus word. Dis wat hierdie krag is wat in ons is, en dis wat God sê die Heilige Gees in my en jou lewe inbring. So die Heilige Gees gee krag vir 'n paar goed in die Bybel, en ek gaan net 1 of 2 uithaal, en dan wil ek vir jou vra, elke keer nie vir jouself vra, maar het ek dit? Ervaar ek hierdie krag van Jesus in my lewe? Die eerste een is om ander van mense van Jesus te vertel. Daaroor het ons klaar gepraat. Nou ek wil vir jou vra, jy moet asseblief nie antwoord nie. Het jy al ooit in jou lewe iemand van Jesus vertel? Soos, hallo, dan vra iemand vir jou, hoekom is jy anders? En dan sê jy maar, dis omdat ek Afrikaans is en wit is. Nee, sorry. Iemand vra vir jou, hoekom is jy anders? Dan sê jy, dis omdat ek 'n boer is en ek ry 'n Land Cruiser. Nee, jy sê, dis omdat Jesus in my is. En hy het my lewe verander. Maar sien, die probleem is ons dink,
omdat hierdie woorde sê, ek moet iemand van Jesus vertel, dat het gebeur met woorde. Nou as jy die sielkunde glo en al die ander goeters, wat sosiale studies wat dit doen, sal hulle vir jou sê, dat jou ongesproke taal, dit wat jou lyf doen, die manier wat jy optree, die manier wat jy mense hanteer, is 80% van jou dialoog. So voor mense by jou wil hoor van Jesus, wil hulle sien van Jesus. In die week, ek skakel so in op 1 of 2 leraars in die wêreld wat bietjie met mekaar goeie share, en die een ou skryf daar, hy sê, voor jy preek Sondag, onthou jou lewe het harder gepreek as jou preek Sondag. Voor jy Sondag se preek gaan preek, het jou lewe klaar gemaak of mense jou gaan glo of nie. Dacht ek, okay, dis presies wat ek wil hoor, het vul my met selfvertroue. En maar dis die waarheid. Shamaine het een keer vir my gesê, en ek het nie voor dit nog ooit gehoor nie, en sedertdien ek het raak gelees op Facebook, so iemand het daar gepost, maar my vrou het uitgedink. Sy het een keer vir my gesê, weet jy wat Johan, partykeer is ons die enigste Bybel wat mense ooit sal lees. Ek en jy, die enigste Bybel wat mense ooit sal lees. So dis my vraag, as die Heilige Gees in my is en in jou is die vraag dit, lees mense die Bybel deur jou lewe, deur jou woorde. Ek is mal oor reekse op Netflix, regtig, crime reekse, allerlei goeters, maar die een ding wat ek mis van DStv is, DStv was daar 'n plek wat jy kon die vloekwoorde afsit en die profanity afsit, met Netflix kan jy nie. En is my, kan 'n mens asseblief, Adrian sê vir my, jy het al 'n manier gekry met reg te kry, julle IT-ouens, want as hulle die Here se naam gebruik, dan voel dit of jy my met 'n mes in my hart steek. Dan dink ek by myself, jy akteur wat daai rol kies en ja sê en daai dialoog besluit, daai dialoog gaan deel wees van jou. Nou klim jy van die verhoog af en nou kom jy by die academies, en dan kry jy daai academy in jou hand en dan sê jy, first of all, I want to thank Jesus Christ, my Lord and Savior. Dan dink ek, really? Jy wil hom dankie sê, maar die movie waar jy die prys voor gewen het jy sy naam gebruik vir 'n vloekwoord. Maar sê vir hom dankie, sodat jy hom kon gevloek het en 'n prys daarvoor gekry het. Nou ek weet, dis 'n ekstreme voorbeeld, maar die vraag is, of ek en jy met ons lewe God groot maak, of God beledig. Is dalk ekstreem om so ver te gaan, maar dit is so. Jy weet, partykeer sê onderwysers, jy's 'n getuigskrif van jou ouerhuis. As jy iets wil weet van 'n pa of 'n ma, vra die kleuterskooljuffrou. Sy weet alles. Wie's graad 1 juffrou en Gerda? Julle weet alles wat in ons huis aangaan, hè? Alles. Gelukkig is my kinders nie meer op skool. In elk geval, maar dis die punt. Gerda, sorry, as julle enige goed gehoor het. Ons is net mense, ons het vergifnis gevra vir al die goed wat ons. Die Here kom en hy sê, hy gee jou sy gees, sodat dit jou verander, sodat jy anders leef. Sodat wanneer jy te skaam is om dit te doen, sodat wanneer jy voel, 'n bietjie blootgestel voel, dat God jou help om in moeilike situasies nog steeds op te staan. Blik. Daar was 1 of 2 ons, ek gaan nie politiek praat nie, ek wil net sê. Daar was in daai ovaal vertrek, Woensdag aand, was al mense wat jy kon sien. Hierdie ou en die Here loop so. En daar was ander mense in daai vertrek wat jy kon agterkom. Hierdie ou en die Here, as net op grond van dit wat ek sien, hulle is so ver van mekaar af. So ek vra, en die Here vra. Hy gee sy gees vir jou, sodat ek en jy lewens kan leef wat lyk soos God, wat praat van God, wat wys wie God is, en as mense jou daaroor vra, dan kan jy daaroor praat. Maar hulle gaan jou nie daaroor vra, of belangstel in wat jy glo, of hoekom jy anders is, as jou lewe dit nie wys nie. Die Heilige Gees gee my ook krag om my te help in my swakheid. Nou ek hoef nie eers te vra, wie van julle hier het al swak gevoel nie, as jy 'n mens is, het jy al swak gevoel. Jy voel in die weermag swak, so jy laat oppies doen, as jy nie weet wat 'n oppie is nie, moenie my vra nie, dis lelik, dis vloekwoorde, maar dit beteken baie hardloop, baie push-ups tot jy opgooi. Dis wat dit is. Nee, dan voel jy swak en jy voel jy kan nie meer nie, dan kom die Here en dan sê hy vir jou net nog een keer en dan staan jy op en jy doen dit net nog een keer. En wanneer iemand doodgaan vir wie jy lief is en jy voel jou bene kan jou nie dra nie en die Here sê vir jou staan op, ek sal jou help, ek sal jou dra. Dis hierdie ding.
Wanneer jy in 'n werksonderhoud ingaan en jy sê jy weet nie wat om te sê nie, wanneer jy 'n mooi girl wil uitvra vir die eerste keer want jy voel dis die vrou wat die Here vir jou gegee het, soos toe ek vir Shamaine die eerste keer gesien het, toe het ek nie geweet wat gaan ek vir haar sê nie, ek het net geweet ek moet dit reg sê, want die res van my lewe hang af hiervan. God help ons in ons swakheid. En as jy dit nog nie ervaar het nie, dan wil ek vir jou sê, dis 'n rush. Dit gebeur nou hier met my, soos ek met jou praat. Daar's nie 'n manier wat aardse Johan, menslike Johan, sou reageer soos ek hier gereageer het met al hierdie kragonderbrekings vanoggend, as ek nog die Johan was wat ek was van die Oosrand nie. Daai Johan sou gevloek het en geskree het en sy toys gegooi het. Maar die Here het daai Johan verander. Daai Johan is dood. En die Here kom in my vreeslike swakheid wanneer ek wil my woede verbaliseer en hy onderdruk dit en hy sê vir my, wow, ek sal jou krag gee, bly kalm, bly fokus, jy het 'n preek om te lewer, kry hom klaar, die Here, ek wil iets deur jou sê, moenie jou hier meer verloor nie, moenie dat alles wat jy sê kragteloos gemaak word deur hoe jy optree nie. Dis God, wat vir my en vir jou in ons swakheid kom bystaan, ongeag wat daai swakheid is, of dit siekte is, of dit hartseer is, of dit finansiële swakheid is, wat ook al dit is, of jy net hoop verloor, want jy kyk die nuus te veel, en jy lees die Bybel te min, dis, so by the way, hoekom ons so maklik voel, ons verloor ons hoop in hierdie wêreld, is, jy moet meer Bybel lees as nuus kyk. Dis net hoe dit is, anders geen perspektief verloor. Die Heilige Gees help my en vir jou ook om hoop te hê in 'n hopelose wêreld. Presies wat ek nou oor van gepraat het. Paulus kom in Romeine 15 vers 13 en hy spreek 'n seën uit oor sy lesers. Hy sê, soos ons aan die einde sê, mag jy God se seën beleef en so en so, en hy kom en hy sê, en mag die God van hoop jou vervul met blydskap en vrede deur geloof, sodat jy oorvloedig kan wees in die hoop, oorvloedig in hoop deur die krag van die Gees. Met ander woorde, mense moet die nuus kyk en jy moet jou kar stikkend ry deur 'n pothole, dan moet jy nog steeds sê, prys die Here, God is in beheer. En dan moet jy uitfigure hoe gaan jy die gat regmaak in jou band. Jy moet so oorloop van die hoop dat môre gaan beter wees. So oorloop van die hoop dat God met jou is en by jou is. Dat jy die realiteit raak sien, maar dat die realiteit nie jou spoed breek nie, want jou hoop is in die Here. En dis ons probleem, is ons laat toe dat ons omstandighede en die nuus en dit wat ons hoor en hierdie input wat ons die hele tyd kry, dat dit ons realiteit bepaal. Dit bepaal jou hoop of jou hopeloosheid. Jy kyk na die nuus, jy kyk na, ek het hierdie verskriklike slegte gewoonte aangeleer in COVID. In COVID het ek hierdie slegte gewoonte aangeleer en ek sukkel om dit af te, ek is nou nog net by 1 of 2 keer 'n week, en nee, dis nie dwelms nie, 'n sokkie drank nie, so 1 of 2 keer 'n week, dan kry ek myself, dan sit ek agter my rekenaar, en dan sê ek, okay, ek gaan gou kyk wat gaan aan in die wêreld, dan begin ek CNN, dan lees ek CNN, dan begin ek BBC, dan check ek BBC, dan gaan ek Fox News, dan kyk ek om, ek was tot met COVID, was ek in hierdie Israel ding, was ek by Al Jazeera, van dis die Russe en die Oekraïne en Israel, en dan kyk ek Parliament News, het julle al Parliament News gekyk, dis depressie. In elk geval, van hoe die mense in die parlement optree. En voor jy jouself kon kry, Boeta wil jy jou polse afkou, met stomp stande, jy wil net, asseblief, laat die bloed uitloop, ek het genoeg gehad, Here, asseblief, kom haal my, hierdie aarde is nie. Dis nie wat God se Gees wil hê. Dis nie wat God wil hê vir my en vir jou nie. Hy wil nie hê jy moet elke dag opstaan en sê, ag, asseblief Here, nie nog 'n dag. Ag, Vader, nie nog 'n dag. Wie van julle voel so? Post 50 voel ek so, maar dit het niks te doen met die realiteit nie. Dit gaan net oor 'n kraak om op te staan. Ek het die week, toe staan ek op in my kantoor. Toe loop ek na Erika toe by die ontvangstoonbank. Toe ek by Erika kom, toe ek regop. Dit het my gevat van my seun sê my postuur voor my rekenaar is reg nie, blykbaar. Waar by 50. In elk geval. Nou staan ek op.
sien, daai kan so 'n bietjie jou hoop en jou spoed breek, maar jou hoop en jou spoed moet nie gebreek word deur wat is die rand-dollar wisselkoers, of wat sê 'n dokter, is nie eers wat sê 'n dokter, want sien, ek en jy op hierdie aarde, ons is in elk geval tydelik hier, my hoop is nie in hierdie, my hoop is in God en in sy gees, en God gee my die vermoë deur sy gees om al hierdie goed raak te sien en nog steeds te sê, wat ons gesê het in die vorige reeks oor Habakuk, nogtans sal ek jubel, sal ek juig in God my redder, want die Here my God gee vir my krag. In Habakuk kom die skrywer van Habakuk en hy sê, maar die kampe is leeg en die bome het nie vrugte nie, maar ek bly sing oor die Here my God. Donderdagoggend toe ek my dagstukkie, dis hoekom donderdagoggend die dagstukkie so laat gekom het, ek het verskriklik geworstel met die Here oor na Woensdag aand oor, wat kan ek sê sonder om iets te sê? Wat kan ek sê sonder om polities te raak? En die Here het my herinner aan Jeremia 29, waar hy sê, enige gelowige moet weet dat God kyk na 3 goed. Eerste, hy sien jou realiteit raak. God is nie so supergeestelik dat hy sê, moenie worry jy oor kanker nie, weet God is groter as kanker. Hy is groter as kanker, maar jy het nog steeds kanker. God kyk na jou finansies, God kyk na jou situasie en hy ontken dit nie. Hy sê jy leef in 'n land waar dit moeilik is. Ek verstaan dit. En dan kom hy en dan sê hy, maar terwyl jy in daai land is, leef, wees 'n blessing, bid, plant, whatever. So die Here kom en hy sê in jou realiteit, hier's my Heilige Gees, hou aan die hoop vas. En dan sê hy, hoe lyk daai hoop? Jeremia 29 vers 11 tot 13, hy sê, ek gee vir jou hoop en 'n droom en 'n toekoms en jy sal my soek, as jy met my hele hart soek, sal jy my vind en ek sal jou hoor. It's amazing. So God kom en hy sê, ek sien jou lewe is moeilik, maar ek gee vir jou my gees, sodat jy kan bly hoop. Gaan vra enige dokter, wie het 'n groter kans om lewendig op te staan, of lewendig te loop uit die ICU? Wie het die groter kans om kanker te oorwin? Wie het die groter kans om langer te leef? Die een wat hoop het, die een wat positief bly, die een wat in die ICU ingaan en sê, ek gaan, die enigste manier wat ek hier gaan uitkom, is by die agterdeur is Wesani my gaan kom oplaai. Boeta, sorry, jou twak is geboek, Wesani gaan jou kom haal, die kans is groot. Maar as jy daar ingestoot word en jy sê, deur God se gees word ek gelei en deur sy krag gaan hy met my hier maak wat moet gebeur, en of ek by die voordeur uitgaan en of ek by die agterdeur uitgaan, ek sal dit saam met die Here doen. Dis die krag wat God se gees vir my en vir jou wil gee, sodat ek en jy môreoggend kan opstaan en vanmiddag na jou middagslaapie, as jy so geseënd is om 'n middagslaapie te kan doen, na jou middagslaapie te kan opstaan en nie te sê, ag Vader, nog 'n week is nader nie, maar kan sê, ag Vader, dankie vir u genade, wat ook al die week bring, u gees sal my lei, u gees sal my krag gee in swakheid, u gees sal my help sodat my lewe wys wie u is, en ek sal bly hoop ten spyte van die feit dat my lewe en die realiteit in my wêreld hopeloos lyk. Ek en jy moet die volheid van God se krag kan beleef. En jy kan dit slegs doen as jou fokus God is. As jy die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou lewe erken en nie een kant toe skuif en self besluit en self wil leef en self wil doen nie. Ons paas het ons verkeerd grootgemaak met groot liefde teenoor ons paas. Hulle maak jou groot, cowboys dan cry, en as jy iets gedoen wil, jy doen dit self. Ja, dis menslik gesproke reg, en ek dink ek het my kind ook so groot gemaak, maar die ander kant van die munt is, die enigste manier wat jy sukses kan bereik, werklike sukses, blywende sukses, is as jy weet, dat sonder God is jy niks. Hy gee vir jou sy gees. Soos ek laas Sondag gesê het, aan die einde van die diens, hy gee vir jou die gees, sodat ek en jy nie so maklik die gees gee. So het jy die gees. Laas Sondag het ek begin met daai liedjie, sportliedjie, ons het die gees, ja man, ja. Het jy die gees? Efesiërs 3 vers 16 en 19, mag hy deur sy gees
uit die rykdom van sy grootheid jou die krag gee, sy gebed hierdie. Mag hy deur die Gees, uit die rykdom van sy goddelike grootheid, vir jou die krag gee, sodat jy innerlik sterk word. Dan sal Christus deur geloof in jou hart woon. En jy sal in God se liefde gewortel en gegrondves wees. Met ander woorde, God sal my wortelsisteem wees. Niks kan my skud nie. Mag jy in staat wees om saam met al God se mense, hierdie mense te begryp, hoe breed, hoe lank, hoe hoog en hoe diep sy liefde is. Weet jy hoe breed, hoe wyd, hoe lank en hoe diep? Ons ken nie die einde van die breedte, die wydte, die lengte, die hoogte, die diepte nie. Dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. En dan sê hy hierdie woorde, mag jy met die volheid van God vervul word. Die Heilige Gees. En dis my gebed vir jou. Hierdie gebed wil ek spreek oor jou, voordat ons die nagmaal gebruik. Dis waarvoor Jesus sy lewe gegee het. Jesus het nie net sy lewe gegee aan 'n kruis, sodat ek en jy vergewe kan word van sonde nie, of sodat ek en jy 'n oop pad hemel toe het nie. Jesus het sy lewe aan 'n kruis gegee, sodat hy kon teruggaan hemel toe, sodat die Heilige Gees kon aarde toe kom, sodat ek en jy nie net God se liefde kan beleef nie, maar ook God se liefde kan uitleef, omdat ons in daai liefde gewortel is. Ek word vasgehou, ek word gedra, ek word geanker deur God se liefde, deur sy Gees in my. Johan Fernandes, mag ek op jou pik? Net so bietjie. Okay. Ek gaan nou, ons gaan ons oë toemaak en ek gaan hierdie gebed oor jou bid. En ek gaan Johan Fernandes se naam gebruik, maar jy moet joune insit waar ek syne insit. En die rede hoekom ek Johan gebruik, want alle Johans is amazing. Nee. Julle geweet, op elke troue sing hulle van my. Elke Afrikaanse troue sing van my. Of ek daar so nie. Fourie, a jolly good fellow. Nee. So Johan Fernandes, al is jou van die Fourie. Ek wil hierdie gebed oor jou bid. En ek wil hê jy moet hierdie gebed ontvang as God wat dit bid oor jou lewe. En as jy dit ontvang, hoop ek dat God iets in jou gees stir, dat hy die Heilige Gees wat jy onderdruk het en wat jy se volume doodgedraai het en wat jy so bietjie min kos gegee het, dat God se Heilige Gees 'n ontwaking sal beleef in jou lewe. Sodat ek en jy van hier af sal gaan en mense sal sien, ek en jy soos gummy berries, soos Popeyes, soos mense wat op 'n sugar rush is. Want God se Gees vloei in my are. My bloed is nie blou nie. My bloed is Jesus. Kom ons maak toe ons oë. Mag jy, Johan Fernandes, deur God se Gees, uit die rykdom van sy goddelike grootheid, geseën word. Mag hy vir jou, Johan Fernandes, krag gee, om innerlik sterk te word. Dan sal jy, Johan Fernandes, Christus deur geloof ervaar dat hy in jou hart woon. En dan sal jy, Johan Fernandes, in God se liefde gewortel wees en gegrondves wees en niks sal jou kan skud nie. Mag jy, Johan Fernandes, in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en hoe lank en hoe hoog en hoe diep sy liefde vir jou is, Johan Fernandes. En dan sal jy, Johan Fernandes, God se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, sal jy beleef. Jy sal daardeur oorweldig word. En omdat jy oorweldig is deur God se liefde, sal jy nie anders kan as om as Johan Fernandes heeltemal gevul te wees met die volheid van God en die volheid van sy Gees. En mense sal ophou om Johan Fernandes te sien en hulle sal begin sien God deur jou.
Amen. Ek en jy is gemaak vir meer van sy gees. Maar God kan jou net meer van sy gees gee as jy meer van jouself aan hom oorgee. Soos die Here nou vir jou iets gewys het, 'n deel van jou lewe wat jy nog aan vashou, wat jy nog probeer beheer oorhou, gee dit vir die Heilige Gees, sodat hy daai deel van jou ook met sy volheid kan vul. Ek wil met jou praat oor die nagmaal. Voor jou is tekens, dis net doodgewone brood, net doodgewone brood. Dis dieselfde bans as wat jy jou burgers mee maak. Dis net druiwesap. En die rede hoekom dit druiwesap is en nie sherry nie, of old brown sherry soos in die ou dae nie, is nommer 1, sodat die wat sukkel met alkohol nie struikel nie, maar ook sodat enige iemand van enige ouderdom hierdie kan gebruik, want hierdie tekens is tekens van God se genade. Dit het niks te doen met is jy 'n lidmaat van 'n gemeente, dit het niks te doen met het jy ergens voor 'n kerk gestaan en gesê niks. Hierdie tekens is net, as ek hierdie brood eet, hierdie wyn drink, dan erken ek, sy liggaam is gebreek vir my, sy is nie wyn nie, skus vrugtesap, sy bloed is gestort vir my. En dis al wat nodig is, sodat ek en jy dit kan gebruik, want Jesus, ons lees dit in 1 Korintiërs 11, het in die laaste nag wat hy saam met sy disippels by mekaar was, het hy sy oë toegemaak en sy Vader gedank en gesê, Here, dankie. Dankie vir hierdie brood, dankie vir hierdie vrugtesap. Gebruik dit, Here, om ons te herinner aan Jesus se dood vir ons aan die kruis. Amen. En nadat Jesus gebid het, die Seun van God oor die brood, en hulle het wyn gebruik, het hy die brood gevat en hy het dit gebreek. En die disippels het dit nie verstaan nie, want Jesus was nog nie gekruisig nie, maar ek en jy verstaan dit, want ons weet Jesus is gekruisig. So Jesus het gesê, soos hierdie brood gebreek word, sal my liggaam gebreek word vir jou. Neem dit, eet dit, gebruik dit en onthou dat ek die ultimate bewys van liefde vir jou gegee het en my lewe vir jou gegee het. En nadat hulle die brood so omgestuur het en gebreek het, het hy die vlees gevat met al die wyn, nee, ons sal praat, jy al old brown sherry gesien, hy met die oor, nee, ek sien altyd Jesus met 'n old brown sherry bottel met 'n oor, en dan vat hy hom so, weet jy hoekom met hy 'n oor, so dat jy hom so oor hier, kan so, dan vat jy hom, nee, en Jesus vat daai groot beker, en hy gooi dit in die klein beker, en hy sê, vat hierdie beker, dis my bloed, gestort vir jou. So vanoggend, as jy hierdie nagmaal gebruik, dan wil ek hê jy moet iets snaaks doen. Ek hoop daar sit iemand aan die tafel wat jy nie ken nie. En as daar almal aan die tafel vir jou ken, dan hoop ek daar sit iemand aan die tafel vir jy kwaad is. Nee, ek wil hê jy moet hierdie brood breek vir iemand anders by die tafel. Moenie worry waar hulle hande was voor kerk nie. Ok, moenie die brood vir hulle breek nie, hou dit vir hulle uit en sê breek vir jou stuk af, en as hulle die stuk afbreek, dan sê jy Jesus se liggaam gebreek vir jou. En dan vat jy vir jou 'n stuk, of jy wag tot iemand dit vir jou doen. Asseblief help mekaar, anders gaan jy 'n paar honger mense wees wat net gaan kyk vir die bord. En dan as almal die brood gebruik het en die woorde gespreek het, dan gee jy vir iemand die sap aan. En as jy dit nie wil gebruik nie, dan skud jy net jou kop en jy maak jou oë toe jy bid. Niemand forceer jou om dit te gebruik. En dan gee jy vir die persoon die sap aan en dan sê jy, Jesus se bloed gestort vir jou. En dan praat jy met die Here daaroor. En jy sê vir hom dankie vir die offer van sy seun. Want dit het hom alles gekos. En terwyl jy dit doen, gaan 'n bietjie tyd vat. Moenie haastig wees nie, moenie daardeur jaag nie. Wil ek jou sommer vra, het jy dit al ooit by jou huis gedoen? Vir die mense in jou huis, het jy dit al ooit by die werk gedoen, vir die mense by jou kantoor? Jong mense, ek wil jou challenge, het jy al jou pelle by mekaar gebring en snoepie toe gegaan en 'n toasted broodjie gekoop en 'n Coke en gesê, right, die gaat ons hou nagmaal met 'n broodjie en Coke. En die mense, ander kinders by die skool gedink, jy is weird.
Ons het dit gedoen as studente, hulle het nogal gedink ons is weer. Maar Jesus was nie bang om dit aan 'n kruis te klim vir my, op 'n kruis opgehang te word vir my en vir jou nie. Hoekom is ons bang om vir mense te wys ons het hom lief? So neem hierdie tekens, seën mekaar, terwyl ons hierdie lied luister, wat ons herinner waaroor dit gaan. Baie dankie. Wow! Dankie! Wat moet jy sê met die broodjie? Wat moet jy sê, Jesus se liggaam? Gebreek vir my. Dankie. Wat moet jy sê met die sappies? Jesus se bloed gevloei vir my. Dankie. Here, dankie. Dankie dat uit die mond van 'n suigeling. Dankie Here dat deur die lyf van 'n jong dogter U liefde vir my wys. Vir ons wys. Here, mag elke een van ons wat hier uitgaan vanoggend so onskuldig wees soos hierdie kind. Onskuldig in ons liefde. Onskuldig in ons hoop. Dat alles nog moontlik is. Deur die God wat ons aanbid. Here, wil U hierdie kind seën. Wat my vanoggend kom seën. Amen. As jy ons volg op die video, hoop ek dat jy dit nou saam gedoen het, en as jy dit doen saam met jou gesin, of selfs as jy dit alleen doen, sit op die lied Communion van Brooke Ligertwood, jy sal hom kry op YouTube, in die agtergrond, en spandeer 'n bietjie tyd saam met die Here, en geniet nagmaal. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U deur die Gees hier teenwoordig is, en dankie dat U deur die Gees by ons teenwoordig bly. Dat U ons nie van hier af laat weggaan, sonder dat U nie saam met ons gaan nie. Sonder dat U nie in ons gaan nie. Here, mag ons die gebed wat U oor ons gebid het, wat ons aanvaar het, mag ons dit vat, Here, dat ons die volheid van U Gees sal beleef, die volheid van U liefde sal beleef. Here, dankie dat ons die volheid van U liefde kon ervaar deur die nagmaal, Here. Ons prys U vir daardie geskenk. Die hoogste offer. U lewe vir ons. Ons sal nooit ooit kan dankie sê. Nooit genoeg kan dankie sê. Here, maar in U woord gee U vir ons ook 'n riglyn en sê hoe kan ons begin? Hoe kan ons probeer? Here, en U sê, gee vir my 'n tiende van alles. Here, en dan hoor ons 'n tiende van my geld, en dan klink dit al klaar te veel, maar Here, U sê 'n tiende van alles. U soek 'n tiende van ons tyd, 'n tiende van ons gawes, van dit wat ons kan doen, van dit wat ons is, nie net van dit wat ons het nie. Here, so mag ons nou begin deur U te dien met ons tiendes en ons offergawes uit ons finansies. Maar mag ons dit nie net doen met dit nie, maar met ons hele lewe. Kom Here en ontvang ons dankbaarheid. Ons gee dit Here met kleinmoedigheid. Amen. Jy kry geleentheid om die Here te dien met jou offergawes en jou tiendes. Ontvang die seën van die Here, en sorry dat ek oor die tyd gegaan het. Die Here seën jou met die volgende. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien. Hy sal vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees. Die Here sal vir jou voorspoed gee. Dit alles maak hy moontlik deur sy Gees wat in jou is en deur jou werk. So verbind hy hom aan jou. Die Nuwe Testament noem die Heilige Gees God se waarborg van sy teenwoordigheid. So verbind hy hom aan jou, want jy is sy kind en hy is jou Vader. Amen.